Shalom vriende en welkom weer terwyl ons gesels oor sy woord uit Kefa of Petrus. En ons is besig met 2 Petrus, waar ons gesels het oor die vereistes vir ons lewe. En verder gesels dan ook uit 2 Kefa hoofstuk 1. Ons het laas keer gesels daaroor en gekom by vers 9 wat sê dat hy wat hierdie dinge waarvan hy gepraat het nie is blind en het vergeet van die reiniging van sy sonde. Nou dit is die basis van elkeen van ons se lewe, die basis van hoekom ons lewe kan hê, naamlik die reiniging wat ons ontvang het deur die bloed van Yeshua alleen. Deur die bloed van Yeshua wat vir ons hierdie reiniging gegee het, kan u en ek verseker wees van Vader se lewe wat hy vir ons gee. Maar vandag gaan ons sien dat hy gaan so 'n bietjie verder ook, voordat hy die hele proses van lewe vir Vader vir ons uitspel, sê hy eers vir ons hier, wat bedoel hy regtig met verlossing? Is dit net dat ek deur die bloed van Yeshua gered is en nou kan ek leef soos ek wil, ek kan doen wat ek wil? Saul of Paulus stel dit ook anders. Hy sê dat die goeie werke waarvoor ons van die begin af geskep is. Daardie goeie werke is nie net die goeie dingetjies wat ek vir ander mense doen nie. Ons moet dit verstaan, dit is die goeie van my lewe. Dit is dit wat reg is. Dis hoe ek leef. En dis hierdie dinge wat Kefa en Saul en die skrywers van die Bybel mee praat. Kom ons kyk. Hy sê hy wat hierdie dinge nie het nie, is blind en het vergeet van die reiniging van sy vorige sondes. Ja, dis die begin. Dis waar u en ek in begin. Maar onmiddellik die volgende vers. Aangaande dit, broers, doen moeite om julle roeping en verkiesing seker te maak deur goeie dade. Want wanneer julle hierdie dinge doen, sal julle nooit val. Daar is nie net 'n proses van Yeshua het sy bloed het vir ons gestort, ons aanvaar sy sondeoffer, en nou leef ek aan soos ek wil, my ingesteldheid is nog steeds myself, my lewe is net op myself. En ongelukkig is dit toenemend wat ons sien in die liggaam, in die kerke, in Christene, in elke een wat sê dat hy kind van God is daar toenemend hierdie probleem dat ons sien mense dink, hulle kan doen en leef soos hulle wil. Hier is dit egter vir ons baie duidelik. Wanneer ons hierdie verkiesing wil vasmaak, die feit dat ons waardig geag is deur die bloed van Yeshua, en daarom gekies word vir die span, omdat ons die bloed van Yeshua oor ons lewe het, nou help dit nie. Ek doen wat ek wil nie. Nee, nou moet ek volgens die reëls speel. En nou moet ek dit doen waarvoor ek geroep is, naamlik goeie werke, goeie dinge. Die goeie in hierdie lewe is dit wat ek veronderstel is om te doen en te lewe. Vir elkeen van ons is dit iets anders in die manier hoe ek dit moet doen, in die roeping wat ons het, maar dit wat ek moet doen, die lewe wat ek moet lei, hoe dit moet lyk, is dieselfde, want dit word voorgeskryf vir ons in die woord van God. Omdat hy dit vir ons voorskryf, omdat Vader se wil vir ons uitgespel word, is dit waarop ons beoordeel word. Ons het die voorreg gehad, hierdie paar dae wat nou verby is, dat die tweede druk van die Bybel het gekom vanuit Singapore waar dit gedruk word, en die begin terwyl ons dit met die hande aflaai, en elke Bybel kan ervaar, kan voel, omdat ons weet is lewe. Daar vir ons net hierdie werklikheid meer en meer duidelik geword. Hierdie is 'n gewone boek, hy bestaan uit papier.
Hy is met die see vervoer tot hier by ons. Maar hierdie boek wat net papier is en wat gewone ink op het en wat gedruk is, bevat binne daardie fisiese die gees van waarheid. Die boodskap van God. En sonder die gees van waarheid wat in hierdie boek vasgevang is, met gewone woorde, maar wat vasgevang is deur die gees van God, is hier die gees van waarheid, want God se gees is waarheid. Praat dit met ons. Is dit wat ons lewens verander? En is dit wat die woord van God kragtig maak, 'n tweesnydende swaard, wat sny deur murg en been, wat sny deur die gedagtes, die leuns en die waarheid in elke persoon. Jy sien, die woord lyk net soos ander. Sy kleur is net anders. Hy is groen. Maar dis 'n boek. En van buite lyk hy dieselfde. En net so lyk die mens in sy liggaam presies dieselfde. Maar die gees wat in hom is, bepaal wie hy is. Dit wat die gees deur my doen, bepaal wat mense van my sien. My lewe, my aksies, word bepaal deur die gees wat in my is. En net soos wat die gees van God in waarheid, deur sy Bybel, sy boek, met ons praat. Ek gaan nie oor die boek nie. Hierdie boek gaan nie red nie. Al is dit die regte vertaling. Hierdie boek gaan nie red nie. Die gees wat in hierdie boek is, se boodskap, wat deur my aanvaar word, en wat ek dan leef, sê die Bybel hier vir ons, dis waarmee ek moeite moet doen. Want wanneer julle hierdie dinge doen, sal julle nooit val. Want so word daar ryklik vir julle ingang gegee in die ewige koninkryk van ons meester en verlosser, Yeshua die gesalfde. Hoe ontvang ek toegang tot die koninkryk van God? Ja, deur my reiniging, deur die bloed van Yeshua, en deur my lewe, getrou aan hierdie boodskap van God. Ons moet dit nooit vergeet nie. 1 Kefa of Petrus het vir ons hierdie boodskap gegee. 2 Kefa gaan aan. En in hierdie tweede brief van hom skryf hy dieselfde. En Petrus, Kefa, vertel vir ons redding lê daarin dat ons deel ook doen. Nie uit verdienste nie, maar omdat ek reeds die koninkryk van God kan smaak deur die bloed van Yeshua. Dis wat belangrik is. Dan skryf Kefa sommer net 'n klomp persoonlike opmerkings en sê, ek word nie moeg om aan julle die waarheid van hierdie dinge te herinner nie. Alhoewel julle dit ook goed ken en vas staan in die waarheid, vers 12. Hy sê, ek weet julle staan vas in hierdie waarheid. Maar ek word nie moeg om julle te herinner nie, want ek is so bang, julle vergeet. En net soos vandag is dit goed dat ons mekaar gereeld herinner aan die volheid van waarheid van Vader se woord. Vers 13. Maar dit lyk vir my goed om solank as wat ek in hierdie liggaam is, julle geheue wakker te maak. Kefa sê ook hier, daar kom 'n tyd wat ek weggeneem gaan word, en hy sê hy weet dis gou, want die Vader het vir hom so gesê, en daarom skryf hy hierdie dinge vir hulle. Vers 16. Net soos wat Shaul sê, ek het nie na julle gekom in slim en uitgewerkte woorde nie. Net so kom Kefa en sê, ons het nie slim uitgewerkte mites gevolg. Dis nie storieetjies nie. Het jy al ooit mooi daaraan gedink? Die dinge van die Bybel, Josef wat in die put gegooi is, maar eerste minister van Egipte geword het. Dis nie 'n mite nie. Dis nie 'n storieetjie nie. Dis 'n werklike feit wat met 'n werklike mens gebeur het, sodat Vader homself aan ons kan openbaar en vir ons wys. Hy gee om
En hy gaan niks, geen steen onaangeroer raak, om vir my en jou die beste te kry. En al moes Josef deur die put gaan en deur die tronk, was dit sodat die volk en die nasies almal gered word, deurdat hy voorsien. Op daardieselfde manier praat Vader met ons ook vandag en sê, hierdie is nie mites nie. Die feit dat God mense gesond maak is nie 'n mite nie. Die feit dat jy so geleef het, is nie 'n mite nie. Die feit dat Vader se wil en woord nog altyd dieselfde is nie 'n mite nie. Want God bly altyd dieselfde. Hy sê, ons het nie slim en uitgewerktes mites gevolg toe ek julle vertel het van die wonderwerkende krag en die koms van ons meester Jesua die gesalfde nie, maar ons was ooggetuies van sy grootheid. En net soos elkeen wat deur die bloed gewas is, maar ook wat gesien het hoe Vader werk en waar ons in die ooste en in Afrika, in Europa, oral waar Vader ons gestuur het, gesien het hoe die krag van God in mense se lewens werk. Waar ons kon sien hoe Vader nuut maak en net hy kan dit doen. Elke ding wat die mens reg kry, is die onverdiende guns van Vader alleen. Dink bietjie daaraan. Dis nie ons nie. Dis Vader wat dit doen. Vers 17, want toe hy van God die Vader die waardering, eer, lof en grootheid ontvang het, die stem uit die wonderlike grootheid van sy gemanifesteerde teenwoordigheid tot hom gekom het, hierdie is my seun wat ek lief het, hy waarmee ek tevrede is. Jesua is die seun van God. Hy is gebore vanuit 'n saad gemaak deur die Vader, net soos Adam. En ons moet dit altyd onthou. Jesua het die Vader tevrede gestel. Hy het neergekyk op gesê, mooi so. Hy sê, hierdie is my seun waarmee ek tevrede is. Want hy het gedoen wat ek sê. Jesua het in sy lewe gesê, ek doen niks anders as dit wat ek by die Vader hoor nie. So hy en die Vader is nie een nie. Hulle is nie dieselfde nie. Hulle is een in karakter en autoriteit. Hulle is nie een in wese nie. Want hy het by die Vader gehoor, dit wat hy gedoen het. Hy gaan verder in vers 18. Het ons ook daar die stem uit die hemel gehoor, kom toe ons saam met hom was op die afgesonderde berg. Jy sien, Kefas sê, dis nie 'n mite nie, ek het nie hierdie ding gehoor by iemand nie, ek het dit ervaar, ek was daar. Wat van 1 Mei was u daar toe God geroep het? Ek glo so. En sy stem gehoor het en geantwoord het, sodat hy met u kan praat. En dan kom hy by 'n baie belangrike ding, wat ek dink in hierdie dae nog meer en meer belangrik is. Aangesien ons in latere dae is, ons in die tye is nader aan die wederkoms as nog ooit tevore. Dis altyd waar nie. Môre is ons weer nader. Maar ons is nader aan die wederkoms. En die tye wys vir ons kom nader. En in hierdie tye is daar so baie profesieë. Profesieë wat deur mense uitgewerk word met getalle, uitgewerk word. Profesieë wat mense verklaar as gevolg van getalle en syfers. Jesua gaan in hierdie jaar kom, die groot verdrukking gaan Oktober hierdie jaar of September hierdie jaar begin. Ek wil u waarsku, in lyn met wat die woord van God vir ons sê. Kom ons lees dit. Vir ons is daar ook die waarheid van profetiese woord. Dit moet ons erken. Die profesie bestaan uit die aard van die saak. Daar is profetiese woorde, maar die profetiese woord, in definisie van die betekenis van die woord, beteken om te sê wat God sê. So enige profetiese woord sê wat God sê en kan nie verskil met Vader se woord. Dis die eerste ding wat ons in gedagte moet hou. Geen profesie is van God
sonder dat dit die woord van God bevestig. En dit dink ek is die kern wat ons moet onthou. Nou gaan hy verder. Wat julle goed sal doen om na te kyk soos na 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die son sal skyn in julle verstand wil en emosie. Interessante vergelyking, hy sê dit soos 'n lamp in die nag, waarna ons moet kyk, na die profetiese woord. Ons moet kyk na hierdie profetiese woord, wat soos 'n lamp skyn, totdat die son opkom en dit lig is, dan het ek nie meer die lamp nodig nie. En dit is so, dat wanneer die gebeurtenis plaasvind, ons terug moet kyk en sien, die lamp het vir my lig gegee, maar daardie lamp is nie meer nodig. En nou het die volheid van die lig gekom, het ons die lamp nie meer nodig nie. Dan gaan hy in vers 20, eerstens moet julle dit weet, geen profesie word uitgelê deur die een wat dit skryf. Is 'n tweeledige konsep daarvan, ja, wanneer 'n profesie kom, die persoon self het nie noodwendig die betekenis van alles wat hy sê nie, maar die persoon of die groep waarvoor dit gebring word, sal verstaan. Maar daar is 'n tweede deel daaraan. Die profesie wat gebring word, word nie uit die persoon self gebring. Dis nie die persoon wat dit kan verstaan en uitlê, en die persoon wat dit bring met sy begrip en sy verstand nie. En daar is vir my deesdae so 'n ontsettende hoeveelheid profetiese woorde gebaseer op syfers en getalle. So baie profetiese woord wat uit die gedagtes en die verstand van die mens verstaan word. Daar is so baie profetiese woorde wat uit iets wat ek weet van iemand gebring word. Jy en ek moet baie versigtig wees. Die woord van God sê, beskou hierdie soos na 'n lamp. Wees versigtig. Eerstens moet julle dit weet, geen profesie word uitgelê deur die een wat dit skryf. Vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens gebring. Nou, daar is baie profesieë wat deur die wil van 'n mens gebring word, maar dit is nie God se profesie. Die Bybel is hier baie duidelik dat geen profesie wat deur die mens self uitgedink is, wat deur 'n persoon self emosioneel opgewerk is van God. Slegs daardie een wat werklik deur sy woorde aan iemand gebring is. Wanneer ek nie van Vader hoor nie, durf ek nie sê, God het gesê. Want dan hef die mens homself op. Maar wanneer hy deur die Gees wat afgesonderd is, die Gees van God, beweeg word, dan het daardie manne van God wat afgesonderd is vir hom gepraat. En dan was daar aksie, dan was daar beweging, dan het daar iets gebeur. Jona het profeties met Nineve gepraat, 'n heidense groep. En hulle lewe het omgekeer, omdat die woord van God gekom het. Wanneer ons dus praat en sê, dis God wat praat, moet ons seker maak dat die woorde van hom kom. Die boodskap is nog nie klaar nie. Alhoewel die Bybel so ingedeel is dat hoofstuk 2 nou gaan begin, is dit nog steeds een boodskap. So, kom ons gaan aan en ons kyk na hierdie boodskap en maak hom klaar. Hoofstuk 2 vers 1 van 2 Petrus of 2 Kefa sê, daar was egter ook vals profete onder die mense, net soos daar onder julle vals leraars sal wees. Ons sal nou kyk wat noem hy hulle, ons sal nou kyk hoekom hy sê hulle is vals. Maar onmiddellik sê hy vir ons, daar is hulle wat sal sê, God het gesê, terwyl hy nooit gepraat het nie. Dis presies wat hy vir die profete sê. Daar is hulle wat sal sê, God het gesê, met 'n selfsugtige motief, of 'n eie motief, of in elk geval 'n ander motief was die woord van God self. Kom ons kyk daarna. Het is belangrik dat ons sal verstaan, dat die Bybel ons waarsku, dat daar vals leraars en vals profete sal wees. Die Bybel sê hulle sal wonderwerke doen. Die Bybel sê hulle sal kragtige werke en dade doen, maar hulle sal vals wees, want hulle is nie deur hom gestuur nie. Kom ons kyk hoe definieer hy hulle. Hulle
wat dwaalleringe tot vernietiging bring. Ja, dit geld vir baie godsdienste, dit geld ook in die Christendom, vir mense wat leringe bring, wat vernietigend werk. In die eerste plek vernietig dit die beeld van God. En dan vernietig dit die hoop van die mens. En wanneer die mens se hoop vernietig word, met woorde wat nie van God is nie, wanneer God se beeld verkeerd voorgehou word, sodat mense hom nie kan leer ken nie, dis wanneer mense mislei is. Ons word mislei wanneer daar dwaalleringe is. Wat is 'n dwaallering? Dit is 'n lering soos wat Shaul vir sy mense gesê het. Ek sê, julle het van ons die suiwer woord gehoor. En net so sê Vader, julle het die suiwer woord gehoor, uit sy woord uit. Sy woord is suiwer. Hulle wat 'n dwaallering bring, is hulle wat sê wat nie in die woord van God is nie. Ons hoor dikwels mense sê. Die Bybel sê maar, eintlik beteken dit. Maar dan is daar 'n fout. As die Bybel nie vir ons sê wat dit beteken nie, en dit afhanklik is van die mens se afleidings, dan kan elkeen mos sy eie afleiding gaan maak. Dan kan elkeen mos sê wat hy dink dit moet sê. En dis die dwaalleringe waarvan die Bybel praat. Om dinge te sê wat tussen die lyne is. Nee, die woord van God is suiwer, reguit, en sê presies wat hy vir ons wil sê. Die woord van God kan nie deur elke een anders interpreteer word. Dan beteken dit die Gees praat uit twee tonge. En dit kan nie. God se woord is altyd dieselfde. Wat sê hulle? Maar wanneer die Gees wat afgesonderd is beweeg, het die afgesonderde mense van God gepraat. Met ander woorde, die profetiese woord wat van Vader gekom het, wat deur sy Gees in iemand gebring is, sal altyd die woord van God en die Gees van God bring. En ek kan nie ons eie boodskappe bring. Die meester wat hulle gekoop het, ontken, terwyl hulle vinnige vernietiging oor hulle self bring. Daar is so baie leringe wat die werklike werk van Yeshua, die feit dat hy ons deur die bloed vrygekoop het as sondeoffer, en dat hy daardeur betaal het vir ons sonde, nie erken. Dis hierdie dinge waarvan die Bybel praat. Vers 2. Baie sal hulle afskuwelikhede navolg. Wat is die hartseer van die woord is, hy praat baie keer so reguit. Hulle sê baie gaan hierdie mense volg. Baie. Hulle gaan duisende volgelinge hê. Baie gaan hulle volg, hierdie afskuwelikhede, en as gevolg van hulle sal van die pad van waarheid kwaad gepraat word. Nou is dit nie net dat mense mislei word weg van hierdie pad van waarheid, wat God vir ons in sy woord gegee het nie. Nee. Nou word daar sleg gepraat van hierdie pad. Die Bybel is nie altyd waar nie, sê mense. Die mense wat die Bybel geskryf het, het ook maar nie mooi verstaan nie, sê mense. Terwyl ons daardeur mis die Gees van waarheid wat deur die woord na ons kom. Die woord van God is perfek saamgestel vanuit die Gees van God, waardeur hy die mens en sy talent en sy geskrywe gebruik het. Maar die woord van God het suiwer na ons toe gekom. En nie dat ek moet sy woord gebruik. Anderster sal baie mense die dwalinge volg. En dan kwaad praat teen die pad van waarheid. Jy moet baie versigtig wees. Wanneer Vader vir ons sy woord gee, en ons praat teen dit wat die woord sê. Daar is baie mense wat sê, die wet van God is baie swak. Die wet van God is 'n las. Die wet van God is vir ons gegee om ons te straf. Ek kan nie sien dat jy praat teen die woord van God. Ons moet baie versigtig wees.
So nie val ons in hierdie kategorie van hulle wat kwaad praat teen die pad van lewe. Maar hulle sal kwaad praat, hoekom? Deur gierigheid en opgemaakte stories sal hulle uit julle 'n wins maak. En mens wonder baie keer hoe baie van die praktyke net gaan oor wins. Dis die rede waarom Vader vir ons baie jare gelede reeds die opdragte gegee het, waar ons in al ons materiaal geen koste het nie, want dit is so maklik vir die mens, onsself, vir elkeen van ons, om te verval. En dat dit later gaan oor die inkomste en die hoeveelheid wat jy ontvang. En daarom word ook die Bybel gratis aangebied. En daarom word die Bybel gegee vir mense, want God sê, sy koninkryk is nie vir 'n wins nie. Maar hy sê hierdie opgemaakte stories, die valshede, dit wat nie werklik die woord van God is nie, word verkondig aan mense. En hoe meer emosioneel ons dit kan doen, en hoe meer ons mense emosioneel afhanklik van ons kan maak, hoe groter is die kollekte, hoe groter is die inkomste. Mag u en ek, leraars, lidmate, profete, wat u uself ook noem, kind van God, versigtig wees. Versigtig wees dat ons die woord van God suiwer bring. Versigtig wees dat ons die woord van Vader nooit sal bring met stories en dinge wat ons bysit, mooi betekenisse nie, tussen die lyne, terwyl ons die waarheid van die woord van God ignoreer. En mag ons nooit deur gierigheid 'n wins maak uit die woord van God. Die wie se oordeel van die begin af nie passief is nie, en wie se vernietiging nie slaap. Want as God die engele wat gesondig het nie oorgesien het, afgegooi in die dieptes vir die oordeel tot foltering en pyning gehou te word, en die ou wêreld nie oorgesien het nie, maar Noag die prediker onpartydige opregtheid met 7 ander beskerm het, toe hy die vloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het, en Sodom en Gomorra vernietig het, as gevolg van die sonde van die mens. Dink u, hy sal die mens vandag oorsien? Nee, dis Kefas se woord. Dink u, as hy daardie mense vernietig het, dat dit anders sal wees vir hulle, wat God se woord vertrou? Nee, die woord sê, dit sal nie wees.